Maggie, hy's 'n laaitie en laaities doen sulke stupid goed. Maandag, dan weer die hele skool my onbeskofte broer in sy pel hardloop op die hotel se dak rond. Kaal sterk. Hoe anders? Daai sinkdak is so warm, jy tog nie verwag hulle moes gaan sit het. 'n Mens probeer jou bes om jou kinders ordentlik groot te maak en dan vang hulle sulke goed aan. Gaan trek aan. Ja, maar dis nou wat daarvan kom as jy jou klere in die straat uittrek. Ons het agter die hotel se dak uitgetrek. Gaan trek aan. Hendrik, ek hoop jy gaan met hom praat. Slaan is nou al wat gaan help. Gaan maak jy liewer vir ons koffie. Ag Maggie, die kind se maats het hom gederme te doen. Ek sou dit seker ook gedoen het op sy ouderdom vir R50. Jy sou dit verniet gedoen het. Jy gaan nie dat hy hiermee wegkom nie. Wat was sy klere wat gesteel is? Ek is seker dit het verdwyn saam met die ouetjies wat hom geder het. Ons sal dit terugkry. Ek het lanklaas 2 laaities so gesien bloos. Hulle wangetjies was net so rooi soos daai fire brigade wat hulle daar gaan afhaal het. Skaam my dood. Jy kan vanaand alleen na die klub se dans toe gaan. Ag wag nou Maggie, dis nie so erg nie. Môre oor môre lag ons daaroor. Die hele dorp lag nou al daaroor. Presies. En dan verwag jy van my ek moet vanaand daar by die dans instap, asof dit nie my kind is wat vanoggend poedelnaak op die hotel se dak betrap is nie. Dis 'n idee. Maak of julle die laaitie glad nie ken nie. Ons kan maar bly as jy wil. Ek het gedink jy sal weer daar uit wil kom. Enigiets om nie jou vrou uit te vat nie. Ag nou Maggie, is jy wat gesê het ek moet dalk maar alleen gaan? En dis seker presies wat jy wil hê. Hendrik, as skaam ek vanaand my ore van my kop af, jy vat my uit. Ek wil nou nie in julle huweliksprobleme inmeng nie. Maar as ek ter wille van die vrede 'n voorstel kan waag, maak soos Alexis en Dynasty en dra vanaand 'n veil. Ja, maak nie saak watter kind wat in hierdie huis doen nie, ek is die een wat in die moeilikheid is. Dis hoe jou huwelik begin het, in die moeilikheid. Ek sou seker met die laaitie moet gaan praat. Wil jy nou alweer aan die kind gaan staan en slaan? Nee pa, maar wat moet ek doen? Ek dink die verleentheid was straf genoeg. Ek dink julle sal ooit weer so iets doen. Jy dink seker dis... Waar is Hendrik? Daar. Hendrik, ek wil met jou praat. Hendrik, staan stil as ek met jou praat. Jy dink seker dis 'n grap. Hulle kon aangekla gewees het. Daar's 'n wet teen ontbloting in die publiek. Ag, Maggie is nie so ergie. Die kinders het gestriek, kaal naal. Soos die twee gehardloop het, kan 'n mens eerder sê kaal hol. Ek dink dit was daarom 'n bietjie stupid om dit op 'n dak te doen. Ja, as 'n mens die behoefte het, doen dit dan liewer by 'n rugby of 'n cricketwedstryd. Soos daai meisie in Engeland wat 'n kaal bas wawiel gedoen het voor die hoofpaviljoen. Ek onthou. Was nog op die agterblad van die Sondagkoerant. Ja, in 'n tydskrif het daar glo 500.000 aangebied as hy dit weer doen voor hulle kameras. Nooit. Vir 500.000 doen ek 'n back somersault op die Paasskou. Ek kan nie wag dat hierdie jaar verby is nie. Om saam met jou broer in dieselfde skool te wees is 'n krous. Nee. Ek gaan my klere by die droogskoenmaker haal. Kom jy saam, Mies? Wat 'n droogskoenmaker maak. In Klerksdorp. Ag nee, jy gaan nie nou al die pad soontoe ry nie. Ek sal dit sommer maandag vir jou optel. Hendrik, dis my rok vir vanaand. Ek het niks anders om aan te trek nie. Die mense sal donasies begin stuur, Hendrik. Eers hardloop jou laaitie kaal in die dorp rond en nou vat jy jou vrou na 'n dans toe met niks aan nie. Kom jy eens? Hoe lyk ek maar? Ek het 'n bietjie mascara nodig, nee. Nee man, kom. Voel so kaal. Hey, Baie pa. ry versigtig. Jy kan so lank daai nuwe koord aan my strykyster sit, anders word jou pak nie vanaand gepres nie. Baai. Het jy nou verstaan wat ek gesê het? Ja pa, alles. Dan verbasend hoe vinnig jy snap as jy agterkom jy so 'n sentimeter van 'n pak af. Ek is in elk geval nou moeg gemak. Maar as so iets nou ooit weer gebeur, dan trek ek jou basvel af. Ja pa. Ek's jammer pa. Nou dit moet jy vir jou ma gaan sê. Sy's baie teleurgesteld in jou. Ek sal pa. Kan ek nou maar na Wessie se huis toe gaan? Ek seker my klere is daar. Jy klaar met daai koord. Ja pa. Ek sien. Ja, oké. Maar jy sorg dat jy voor 2 uur terug is. Jy kan nou maar weer inkom, Koert. Dankie oom. Kom ons haal ons klere en R50. Ek wens my pa wat verstandig soos joune. Dis 'n feit soos 'n koei dat my bas vanaand gaan brand. Pa in die garage. Ja.
Helder pa. Pa hom geneek. Ouboet, slaan is nie altyd 'n oplossing. Maar met my was dit. Dis like ek onthou daai keer toe ek Erlen Whitey Anti-Betty se bulldog rooi gedaai het, pa ons hom al 3 pak slaag gegee. Ja, maar toe was slaan die enigste oplossing. Nooit. Pa kom mooi met ons gepraat het en verduidelik het hoekom dit verkeerd was. Ja, ek dink ek het net rooi gesien. Maar ek het vir Errol gesê ons moet hom groen daai, hy het die rooi gekies. Hierdie bakkie kom af. Asseblief pa. Jolanda sê dis daai hoop gras wat vir Hendrikie sy uitslag gee. Nou het dit maar in sakke gesit om weg te gooi. Ek dink in elk geval is net doodgewone heat rash. Maar ek sê maar niks, want anders sê sy net weer skoenmaker, hou jou by jou diesel engines. Die bakkie is 'n bietjie leeg, jy sal moet petrol ingooi. Okay pa. En jy ry versigtig. Jy druk die knoppie in voor jy die handrem optrek. En jy pomp hom so 2 keer voor jy breek en jy double clutch nie as jy wegtrek nie. Nooit pa, net met die werk se lorries. Waarvoor wag jy? Geld, Waarvoor? petrol. Nee. Pa het tog gesê ek moet petrol in die bakkie ingooi. Ja, maar jy gaan mos met die bakkie ry. Ja, maar dis pa se bakkie. Luister. As jy 'n vreemde ou se bakkie leen, dan gooi jy dan seker vir hom petrol. Ja, seker, maar dis omdat liewer pa se bakkie leen. Luister. Jy's nou uit die huis uit en jy verdien nou jou eie geld. As jy met die bakkie wil ry, dan gooi jy die petrol. Okay pa. Weet my van. Maar net oor ek jou pa is, kan ek nie vir jou als verniet gee nie. Dit werk nie so nie. Okay, ek verstaan pa. Ek het nou begin geld verdien en van nou af sal ek vir myself betaal. Presies. Anders hou 'n mens nooit op om vir jou kinders te werk nie. Okay pa, dan gaan ek nou maar. Pa kan nie dalk tot Vrydag net vir my so R10 leen nie. Waar bly Maggie? Ek is al so honger, ek het maar vir my hotdog kom maak. Ek sien so. Wil jy nou ook een hê? Dit sal lekker wees, dankie pa. Lef die een. Die mense ook nooit op om vir jou kinders te werk nie. Jy nog wel ek en jy vir jouself gaan maak. Nee, dankie pa. Ek is bekommerd oor Maggie hulle. Daai droogskoonmaker het lankal toegemaak. Ja, die Klerksdorppad verander ook elke Saterdag in 'n regte taxi-kajalami. Ek hoop hulle is alright. Maar kan ook nou eers gaan kykie want ou moet dit my bakkie. Vat my kar. Ek sal. As hulle so oor 20 minute nog hier is. Jy moet net 'n bietjie petrol ingooi. Ek is so 'n bietjie kort, kan pa my nie so R10 leen vir petrol. Ek ken daai een. Ek leer dit nou eers. Hoe nou? Nee, niks. Ek dink is nou Maggie hulle wat hier is. Ja, dit is. Hallo Dol, ek het al begin bekommerd raak. Waar was julle? Hendrik, jy moenie nog vra nie. Kyk net hier. Het hulle dit nie skoon gemaak nie? Pa, die rok was nooit so vuil nie. Hendrik, dis 'n aantrok. En dit lyk asof mense 'n motorfiets daarmee skoon gemaak het. Ma sê dit moes iewers in die droogskoonmaker se masjiene gaan vassit het. En wat sê hulle? Nee, hulle sê die rok was so. En in elk geval staan dit duidelik agter op hierdie kaartjie dat hulle nie aanspreeklik is vir enige kledingstukke wat beskadig word nie. 'n Mens moet iets kan doen. Dis die rok wat ek vanaand wou aantrek. Maggie, as ek 'n voorstel kan maak, trek dit aan. Maar sit net so 'n mooi groot borspeld oor die merk. Pa vanoggend het pa gesê ek moet 'n wyl dra. En nou sê pa ek moet 'n borspeld sit op 'n merk wat reg oor my naaltjie is. Soos wat ek pa sal dit lyk. 'n Belly dancer. Dit lyk vir my jy los jou klere by hierdie plek op eie verantwoordelikheid. Presies. En dan kan hulle enigiets daarmee aanvang. Yes. Jy het nie dalk opgemerk of daai droogskoonmaker 'n baie skoon motorbike het nie. Nee, oupa. Dit rym nie. Hier voorop staan Specialist Cleaners of Your Most Delicate Garments. En agterop staan daar at your own risk. Hendrik, dis soos die skoonmaak besigheid werk. Daar by my werk was en polish ons die karre at your own risk. 'n Mens kan nie droogskoonmakers met 'n car wash vergelyk nie. Soos daai rok lyk kan 'n mens.
Mens moet tog iets kan doen. Hierdie rok het 'n fortuin gekos. En kyk hoe lyk dit. Dis opgemors. Maggie, ek sal vir jou geld gee vir 'n ander rok. Hendrik, dis nie hoe 'n mens 'n probleem oplos nie. Hierdie mense sê hulle is spesialis droogskoonmakers. Hulle lewer 'n diens waarvoor jy betaal. Dan skielik is alles op jou eie risiko as hulle in plaas van droogskoon net plain droog maak. 'n Mens kan nie staat maak op wat mense sê hulle is nie. Kyk hoe val ou Betty hier langs aan sy aangeboude sonstoep uitmekaar. En daardie ou het gesê hy's 'n bouer. Nee, ek sal maar met 'n prokureur gaan praat en hoor wat moet 'n mens doen. Of wat dink jy? Ek weet nie. Ek is te vies om te dink. En dit maak my nog vieser as ek daaraan dink dat my man wat so hard vir ons werk, vir iemand anders se gebrou moet opdok. Dankie, Hendrik. Dis teen my sin, maar ek sal die geld wat jy aangebied het vat. At your own risk. Ek dink ek sal 'n bietjie maandag na hierdie ou toe oorry en vir hom sê, please explain at your own risk. Dis nog 'n maat so mooi gelyk aan daai rok. Ek het nou nooit gedink ek sal 'n ou wil wurg oor 'n rok. Dit hang af Waarvan? of Dolly Parton die rok aan het. Waar's Wimpie? Hy het sy klere gaan soek. Het pa hom geslaan. Hoekom wil almal hê ek moet die kind slaan? Ek het met hom gepraat. Gepraat! Wat sou pa doen as ek gestreek het? Maar die skare wat jy sou getrek het, sou ek kaartjies verkoop. Hendrik, ek sal maar hierdie rok wat ek vir ou Boet se troue laat maak het aantrek. Ja, dis 'n smart rok. Al was die troue 'n disaster. Dis nou nie wat ek wou aantrek nie. Maar na vandag gaan ek beslis nie by die huis sit as ons kan geniet nie. Ek wil nou nie 'n stok in die wiele druk nie. Maar die ou mense het altyd gesê die ongeluk kom in drieë. Pa, daarvoor het ek nie krag nie. Hes, kom help my kos maak, ons moet vroeg eet. Ek wil nog bad en myself regkry vir vanaand. Ek het my klere gekry. En die R50? Nee, oupa, maar Wessie het 'n paar warm klappe gekry. En jy nou gaan staan en beklei. Hendrik, wat is dit met hierdie kind? Is dit iets wat ek verkeerd gedoen het? Wag nou. Net skaars 'n uur gelede was jy so na 'n pak soos 'n polonieskil se dikte en nou kom ontstel jy jou ma. Wil jy garage toe gaan? Nee, asseblief pa, ek kan nie baklei nie. Dit was Wessie en die twee Visagie broers wat ons gedeer het en ons geld beloof het. Hulle het ons 'n lelike streep getrek, pa. Van net toe ons op die hotel se dak is, toe skreeu hulle blou moord dat die hele dorp ons sien. En toe verdwyn hulle met ons klere. As hulle gesharap het, sou niemand ons gesien het nie. Dit was my plig om hom uit te sort, pa. Want in sy skuld het ek my waardigheid op die hotel se dak verloor. Dis regtig jammer, ma. Ek het pa my slaan as pa. Toe maar my kind, niemand gaan aan jou raak nie. Ma kan sien jy het spyt. En pa kan sien jy het 'n toekoms op die verhoog. Los die kind nou, Hendrik. Toe, gaan bære jou klere. Ons vergeet nou van die hele besigheid. Die laaitie mag nou miskien nie meer sy waardigheid hê nie. Maar vir die manier wat hy homself soos blits uit 'n pak slaag gepraat het, hoort hy in die politiek. Nou kom ons gaan kyk waar sulke apparatuur in die praktyk gebruik word. Wonder waar bly ou Boet? Ek wonder waar bly ou Boet met my bakkie? As hy terugkom, dan moet hy hom vir my mooi skoon afspuit. Hendrik, jy is seker nie van plan om my in jou bakkie na die dans toe te vat. Maar hoe anders? Ons kan my kar vat. Hendrik, ek klim nie met 'n aantrok in 'n bakkie nie. Ja, okay, ons kan met jou kar ry. Maar ek wil nogtans hê Wimpie moet hom afspuit. Ou Boet het 'n spul gras en gemors daarmee gaan aflaai soos ek hom ken gehad hy moes kom maak. Ek sal dit kry. Hallo! Hallo mense! Hallo ouma se ou engeltjie. Die uitslag is beter. En die oogies wil net toeval. Ag, ons ouma se ou seentjie Fakkie. Hy raak soos ek hom in sy pram stoot. Is nes my pa se TV kyk. Jy weet nie of hy wakker is of hy slaap nie. Hendrik is ook so. Jou kos is in die oond hoor, Jolanda. Dankie ma. Maar ek het gedog Niels behoort al hier te wees met pa se bakkie. Ek ook. Miskien het hy 'n draaitjie gemaak by die snoekertafel. Niels het beloof hy's klaar met snoeker. Hes, kry dit.
Ag, sy's tog hoe wip hy van die skrik vir die voet. Hallo? Hoe nou? Ja, sy is hierso. Wat? Pa gaan jou wurg. OK. Bye. Was dit Niels? Ja, hy wou net weet of jy hier is, anders sou jy by die huis gaan optel het. Hy sê hy's nou hier. En waarvandaan het hy gebel? Ek weet nie. Geklink soos 'n kafee. Of dalk was dit die snoekerkamer. Hoekom gaan ek hom wurg? Hy sê hy het 'n insident met die bakkie gehad. Wat 'n insident? As jy seker het gesê 'n insident en nie dalk 'n accident. Net verlede week is daai bakkie se lig reg gemaak waar jy hom nog gestamp het. Hendrik, ons weet nie eers of hy 'n ongeluk gehad het nie. As daar fout was met die bakkie, dan sal hy mos nie gebel het om te hoor of hy vir Jolanda moet gaan haal nie. Al wat dit vir my sê is die bakkie kan nog ry, nie hoe dit lyk nie. Ek het mos gesê die ongeluk kom in 3. Maar ek dink Niels het 'n probleem. Hy is verslaaf aan snoeker. Ou boet noem my Henk se bakleierye onder onsie. As hy gesê het insident, dan kan ons maar weet pa se bakkie is 'n rythof. Ek wurg hom. Hendrik, alwaaroor jy kan dink is die bakkie. Veral wat ons weet bel die kind van die hospitaal af met sy arms in gips. Ouma? Ek is nou nie eens meer lus om verder te eet. Dan sê jy seker nie omgee as ek jou aardappel vat. Boek's jou right. Ja, Is jy seker? ja. Hoe lyk my bakkie? Skoon. Dit is sommer afgespuit daar by die garage en hier is die R10 wat ek by pa geleen het. Hier kom 'n reënbuis soos ons nog nooit gesien het nie. Wat 'n insident hier met my bakkie gehad? Jesus, ek het geskrik. 'n Kamikaze pilot het agter op die bak beland. Wat? Die bode wat by Antiflorie se boekwinkel werk, ry met so 'n rooi bike met 'n kassie agterop. Het hy seer gekry? Nee, gelukkig vir hom was daar sakke gras agter op die bakkie toe. Breek die sakke gras, hy val maar toe breek hy die sak en toe sit gras net waar hy kyk. Ou boet, is daar iets fout met my bakkie? Ja, bang dat ek weer daai brieke stel mense te veel pomp voor hulle vat. Boeksie? Het jy gedrink? Nee, En jy dalk enige iets soos petrol, gom of parafien gesnuif? nee oupa. Nou maar toe ek nou ry met die grasdige dan toe stop ek daar by die stopstraat oor kan die Engelse laerskool. Toe ek so stop, toe voel ek net hoe rukkie bakkie. En ek kyk in my speeltjie en ek sien 'n full-face helm en net sulke 2 groot oë wat agter die bak sny loop. Toe dog jy seker die Space Invaders het geland. Nou die ou het te skielik om die draai gekom en toe skielik sien hy die bakkie voor hom en hy gooi ankers en hy draai gelyk. En as toe dit sy bike om soos 'n steeksperd afgooi. Hy beland agter op die bak en sy bike skuif hierdie kant verby die bakkie tot daar voor oorkant in die ander pad net so by wat sê. Shame, sy fiets toe flenters. Nee, nie op daardie oomblik nie, maar toe ry een van die myn se lorries oor die bike en toe sy ry. Hi Boeksie. Maar toe moes jy sien hoe paniek die 2 ouens in die lorry toe hulle daar uitklim en hulle kan nie die ou kry wat veronderstel is om oor die bike te wees. Hulle soek hier tussen die wiele, in die grill, agter die radiator. Sulch. En toe moes jy wag vir die polisie. Nee. Ek sê toe vir die ou, "You've lost your bike." Toe sê hy nou, "I've lost my job." En toe kry ek hom jammer en toe gee ek hom werk Wat se werk? om my te help om die grassige mors weg te ry. En om die bakkie skoon te maak. Goed pa geweet. As iets te goed is om waar te wees, is dit gewoonlik. Wat van die fiets? Butterfiets. Ek het niks gesien nie. Ou boet, ek dink jy moes daar gewag het. Dit is onverantwoordelik om die ongelukstoneel te verlaat. Maar niemand het seer gekry nie, pa. En weet both die rubbish het nog moes weggery, omtrent 5 vragte. Ou boet. OK. 3 vragte maar was baie vol. Ek dink nog steeds is onverantwoordelik, jy moes vir die polisie gewag. Om wat te sê, pa? Konstabel, ek het gesien hoe ry 'n lorry 'n bike pap. Die ouens in die lorry kon dit moes sê en as 'n mens betrokke raak, dan is dit net hofsaake en sulke goed. Hier is ek geneig om met ou boet saam te stem. Die hof is 'n baie ongemaklike plek. Selfs al is 'n mens net 'n getuie, die oomblik as jy moet praat, dan voel jy skielik asof almal in die hof klaar besluit het jy is skuldig. Dit is so oud. Dit is presies so ek ook gevoel het daai keer toe ek moes gaan getuig het oor Speedy. Ja, maar jy was skuldig. O! Ek praat van as 'n mens getuienis moet lewer, nie pleit om versagtende omstandighede nie.
En pa sal weet, want pa het ondervinding van al twee. Ja. Maar my eintlike swakkigheidjie is by daai minagting besigheid. Dis nie iets om op trots te wees nie, pa. Ja, ek weet. En daarom sê ek bly weg. In die hof gaan jy net tweede land. Ouboet, waar is die bode nou? Ek weet nie. Toe ons klaar gewerk het ek hom betaal en toe het hy gesê ek moet by die polisiestasie gaan aflaai. O, hy het seker die fiets gaan rapporteer. Ja, hy het gesê so met die skok en al het hy homself miskien 'n bietjie te gou gefire. Hy sal maar die bike gaan rapporteer. Ek is bly. Maar het geweet jy sal nie onverantwoordelik optree nie. Jy is seker dood van die honger. Ek gaan haal jou kos. Kom ontspan, Poeksie. Jy is seker moeg van al die tension. Ouboet, daar is net een ding wat ek nou nog nie verstaan. Vanmôre het jy nie 'n sent gehad. En vanmiddag het jy genoeg geld om iemand te werk te gee en my terug te betaal. Ek het R50 met snoeker gewen, pa. 'n maand gelede, Swannie het my vandag betaal. Niels het beloof om snoeker te los. Ek weet ek het, maar dis nie so maklik nie. Elke keer as ek by die hotel ry, is dit asof ek 'n ander mens word. Daai balletjies trek my aan soos 'n magneet. Jy moet net eendag weer met daai balletjies vang speel. Ek sê jou wat. Kom ons twee gaan uit vanaand. Ag, waan toe, die disco het afgebrand. Daar wys 'n lekker fliek by die drive-in. Sal Paul nie vir ons baby sit nie, dan vat ons sommer vir Hes en Wimpie op saam. Nee, Okay, as hulle moet leer vir eksamens of iets, hoef hulle nie saam te kom nie. want dis nie oor Wimpie en Hes nie. Dis oor ons kan nie baby sit nie, ek en jou ma gaan uit. Maar pa sê altyd pa hou nie af van om uit te gaan nie. Pa hulle gaan nooit uit nie. Sê wie? As ek nooit saam met jou ma uitgegaan het nie, was jy nie nou hier nie. Oh, Shame, ek wonder of tannie Florie die bode gaan fire. nee, ek dink sy gaan vir 'n nuwe bike koop. Uit die gestampte een as gesteel gerapporteer. Ek wonder of jou ma hulle gisteraan die dans geniet het. Ek sou so dink. Dit was na 2:30 toe ek hulle hoor inkom het. Shame. Doen hulle goed om so 'n bietjie uit te kom. Laat hulle weer jonk. Vir my of ek die kamerads gehad. Bietjie styf vir al die dans, hè? Baie. Het maar hulle gesakkie of gediska. Soos ek vanoggend voel, my kind voel dit of ons gebruik dans het. Daarna soek maar. Die bruistablette. Is dit vir jou of vir Hendrik? Ek het vir hom gesê hy moet stadig met daai pons. Wat kyk julle my so? Jy het nog nooit iemand gesien met 'n hoofpyn. Natuurlik het ons al iemand met 'n hoofpyn gesien, maar wat jy het lyk baie meer na babbelas. Hier en drink. Drink dit sal jou beter laat voel. Ons is nie meer gewoond aan uitgaan nie. Soos julle twee vanmôre lyk, sal mense sê julle is aan niks gewoond. Julle nie bruistablette wat sagter bruis nie. Wie kan dit nou wees? Dis ou boet. Ma, pa, kyk. Wat? Ek kan nie mooi sien. Lyk vir my soos twee paar kaal boutjies. Op 'n dak. Wat? Skaam my dood. Gelukkig kan mense nie hulle gesigte sien. Name, noem hulle name. Nee, net 2 tieners wat kaal genaal het toe die brandweer hulle van die hotel se dak afgehaal en aan die toesig van hulle ouers oorhandig. Ag, is nie so erg nie. Nou ek sien. Vir my is dit erg. Ek sê vat al my spaargeld en gaan koop die koerante wat daar nog oor is. Ag nee man, 'n mens kan julle skaars sien. So wat oupa nie oupa se bril op het nie. O, oh, Die pers moet ook oral hulle kameras indruk. ag Maggie, today's newspaper is tomorrow's toilet paper. Kyk wat staan hier. Daar word ondersoek ingestel na 'n raaiselagtige ongeluk tussen 'n vragmotor en 'n motorfiets waarvan albei bestuurders spoorloos verdwyn het. Albei voertuie is later by die polisie as gesteel aangemeld. Ek weet nie hoekom doen jy dit. Wil jy jou kinders met in 'n nuwe huis intrek en lakens voor die vensters haal? Ons het dit gedoen. Dis anders. Het julle op gordyne geslaap? Nee, pa, ons het nie gordyne gehad nie. O, oh, julle was nog gelukkig.
Toe ek getroud is, het ons nie eens lakens gehad nie, ons moes koerante gebruik. Om op te slaap. Nee, voor die vensters. As ek my kinders kan help, hoekom nie? Is nie nodig dat hulle moet sukkel nie. Wie is nou so ontydig as al na 8? Nou, meneer. Goeienaand, ek is Poen Pinaar. Aangename kennis. Aangename kennis. Hallo Poen. Hallo. Kom sit. Wat doen jy deesdae? Nee man, ek is nou boogrond by Drieskag, maar ek verkoop versekering, so vryskut. Ja, so van dorp tot dorp, gaan nogal goed hoor. Naand oom, ek is Poen. Ja, ek het gehoor, Poen Pinaar, en jy kom 'n spul polis aan ons afsmeer, né? Jy's met die verkeerde huis, neefie. Pa, 'n bietjie koffie? Niks vir my nie, dankie. Ek het net 1 nier. Ek moet maar versigtig wees. So Hendrik, hoe lyk jou versekeringsportefeulje? My wat? Jou versekering. Ek bedoel, is alles daar in orde? Wanneer het jy laas 'n bietjie daarna gekyk? Het so 'n bietjie aangepas? Ons het genoeg versekering, dankie. Ja, ek het een van daai goed wat alles insluit, die karre ook. Ek is tevrede dan. Hey, ek het al mense lang trane sien hulle omdat hulle versekering afgeskeep het. Maar kom ek vertel julle net van die nuwe gemoedsruspakket. Dis 'n goue pakket. Gemoedsrus vir die hele gesin. Jy sal nie spyt wees nie. Teken net hier. En sluit dit nou alles in daai publieke geriewe op? Publieke aanspreeklikheid, ja. En alle ander regskoste. En volle uitbetaling as die kar gesteel word en of uitbrand. Alle mediese koste, ongeskiktheidstoelaag. Ongeskiktheid ook? Ja. Kijk, jy belê hier in totale gemoedsrus. Ja. Hendrik, is dit nou dieselfde een as die ene wat julle wil vat? Ja, behalwe dat nog universiteitskoste vir die klein seun ook bysien. En hierby ingesluit is 'n gratis ontleding en opstel van 'n testament vir almal van julle. Teken net daar het jy dit. Wag net eers 'n bietjie. Hoeveel moet ek nou elke maand betaal? Byna niks. Vir die gemoedsrus wat jy gaan kry nie. Ek bedoel, wat kos gemoedsrus? Hoe kan 'n mens waarde heg aan gemoedsrus, hè? Kyk, hier word u vir byna elke aanspreeklikheid gedek. Jy laat my nou voel soos Betty Lance as 'n bulldog, gedek deur als. Nee, wag nou Hendrik, moet niks teken nie. Onthou julle nie wat laas gebeur het toe julle daai offer to purchase vir daai huis geteken het nie? 'n Offer is net 'n offer totdat jy dit teken en dan is dit 'n koopkontrak. Nee meneer, kyk, dis versekering nie, dis nie huis nie, dis nie 'n offer to purchase nie. Ja, ek weet. As jy die teken het jy klaar gepurchase. Hendrik, wag. Kom ons slaap eers daaroor en dan teken jy môre. Ek weet van 'n gesin in Klerksdorp wat dit ook wou doen en die nag was daar 'n kortsluiting in hulle dak en die hele woning het afgebrand tot op die grond. Hulle het nie 'n sent uitgekry nie, net omdat daar niks geteken was nie. Nooit. Ja, was 'n gesin van 6 kinders. Ja, ek het daarvan gelees, ja. Jy? Ja. En hulle kar en hulle karavaan het ook uitgebrand, né? Ja, verskriklike skade. Hulle was glad nie verseker nie. Ja, en die arme man het toe sy werk ook nog verloor boonop, né? Dis reg, ja. En hy kon 'n verlies van inkomstedekking gehad het as hy net geteken het. Bull twang. Ek lieg en jy lieg saam. Pak jou tasie, Poen. Okay, maar wat van net third extension of third party fire and theft? Uit is jy, Poen, kom by. Ek wil net gemoedsrus gee. Al wat ek gekry het is 'n kopseer. Okay, wat van riot cover? Luister, as jy nie binne 3 tellings hier uit is nie, sal dit lyk of jy deur 'n riot was. Okay. Eenvoudig nee, dankie sou goed genoeg gewees het. Nou gaan ek tot wie weet watter tyd nog aan hierdie gordyne moet werk. En nou het ek Dallas ook gemis. Toen het so gladde bek as ek daai premie moes betaal, sou ek elke maand moes claim vir loss of income. Is jy seker ou boet dit reg gemeet? Ja, ma. Dit gaan pragtig lyk in my sitkamer. Ek kan maar nie sê hoe opgewonde is ek oor my nuwe huis nie. Ou moet net gras plant, want die meelak die op hierdie luitjies sal wil speel. Ek sal vir hom 'n swing van 'n tyre maak. Ek wonder hoe gaan dit met die trekker. Johnny, ou moet soek die nuwe huis se sleutels. Joune, hy kan nie syne kry nie. Nie ons sleutels.
Ek moet om sy nek vasbind. Hier, Nice. waar is jou pa? Hulle wag al buite in die bakkie. Ons vat nou die eerste vrag. Het Koert kom help. Ja, ek en hy sit agterop. Sê vir Niels hy Pieter sy sleutels soek. Ek draai sy nek omdat hy myne ook verloor. Okay. En sê vir jou pa, hy moenie laat wees vir ete nie. Okay, bye. Bye. Ons moet vir Poen Pienaar na Oubo toe stuur. Poen het juis 'n versekering wat verlore sleutels dek. Dit was iets waaraan ons gaan moet begin dink as ons nou in die huis intrek. 'n Mens moet versekering hê. Twak. Maar sê nou iets gebeur. Soos wat? Diewe wat inbreek, brand, 'n weerlig, aardbewings, sikloon, enige iets. Kyk man, as dit gaan gebeur dit. Versekering gaan dit nie keer nie. Ja, maar het gaan help om weer iets te koop. Het jy al ooit gehoor van iemand wat tevrede is met wat 'n claim uitbetaal het, hè? Oh nou? Kyk man, wat ook al gebeur, dit gebeur meer kere nie as wat dit gebeur. So die odds is in jou favour dat niks gaan gebeur nie. Sit liewers daai geld wat jy op premies sou mors in die bank en begin jou eie versekering. Ek het gedog het is goed om verseker te wees. Jy weet wat 'n dog gedoen? Uit gedog hy woeps en toe waps hy. Sis oupa. Pa, mens moet versekering hê. Veral vir 'n kar. Ja, sê die mens maak 'n ongeluk en ry in 7 duur Duitse motors vas. Jy moes nooit in die eerste instansie in so 'n toestand bestuur het. Is maar net 'n voorbeeld, oups. Wat daarvan as mense kar gesteel word? Die een wat julle kar wil steel met sy kop laat lees. Pa's nes Hendrik, weet altyd van beter. Al wat behoorlik verseker is in hierdie huis, is Hendrik se stokke, sy visstokke en golfstokke. Jolie, hy slaap, ek gaan hom in die kamer sit hoor. Maak dit seker hy's mooi toe. Nou, ek dink ek gaan so 'n bietjie daar by die klub dart speel. Julle is so besig, ek is net in die pad. Ag nee, pa. Ek is buitendien lus vir 'n biertjie. Maar nou net nie laat wees vir ete nie. Nee, okay, kom maar. Bye. Mansmense. Mense sê hulle moenie laat wees nie, maar dit val op dowe oor. Dit gaan baie snaaks wees om in 'n huis te bly. Ons gaan nie kan hoor as die mense in die flat bokant ons stry nie. Soos Johnny en Poppy te kere gegaan was baie erger as Dynasty of Dallas. Kon julle hulle hoor? Ja, elke woord. Maar dan kan die mense mos in die flat onder julle vir jou en oupa hoor. Dink jy so? Ja. Ek wys nie weer my gesig by daai flat nie. Ek is bly ons trek. Ek daai twee laities in die hande kry, dan skil ek hulle af. Wie? Wimpie en Koet. Hulle is veronderstel om te wag, maar nee. Oor kan ek jou kar leen, ons moet gaan soek na hulle. Hoekom? Ja, hulle is weg met die bakkie en die ding is volgepak. Met my huisraad. Ja, maar toe maar boeks, ons gaan hulle kry. Waar is jou sleutel? Het jy jou sleutel gekry? Nee, maar ek sal gaan. Niels! Ruik jy na bier? Ja. Niels. Hendrik. Ag, ons het net elkeen nou 'n biertjie by die hotel gaan drink. Die trekkery maak 'n mens mos dors. En Wimpie hulle was veronderstel om na die bakkie te kyk en toe ons terugkom, toe is hulle weg. Nee, hulle het seker net die goed daar by die huis gaan aflaai. Ek sal ook nie voor 'n hotel vir jou staan en wag nie. Dis wat ek nou wil gaan kyk. Niels, jy weet wat doen bier aan jou. Ag, toe maar man, die bed is op die bakkie. Mans. Ek sien al hoe eet ons vanaand 9 uur. Ek is seker Wimpie het gaan rondry met die bakkie. Met my huisraad agterop. Nee, ek glo nie. Ek dink hulle het die goed huis toe gevat. Maggie, is hier ook moeilikheid. Ek sien Hendrik en Ouboet is hier uit soos 2 wilde vragters. Ryk pa ook na bier. Ja man, ek het mos 'n biertjie gaan drink. Hendrik en Ouboet het vir Wimpie gaan soek. Wat bedoel pa ook moeilikheid? Ek moes gisteraan daai damn versekering gevat het. Het pa ongeluk gehad? Nee man, ek het dan geloop van die klub af hiernatoe. Hoekom is oupa se kar weg? Hoe het jy geweet? Gesteel. Hi, oups. Moet wees. Weet jy hoe voel dit as jy daar na jou kar toe loop en jy kom daar en daar's net 'n oliekolletjie daar by jou kar gestaan. Dit ruk 'n mens hier binnekant. Het pa al die polisie laat weet? Nee, ek was te geskok. Shame, waar is oupa se kar gesteel? Reg voor die klub.
Pa, ek sal die polisie gaan bel. Nee, toe maar. Ek stap sommer soontoe, dis net om die blok. Ek kan my bas skop het ek nie daai vorm van ou Poen geteken het nie. Oups het nie gedink so iets kan met hom gebeur nie. Hardkoppig. Shame. Maar wie ook al oupa se kar wil steel, is so mal soos 'n haas. Miskien het hulle dit gesteel net vir die scrap metal. Het ma vir pa gesien. Hulle het nie. Waar kom julle twee vandaan? Jou pa soek julle. Maar ons het gewag en Oupa pa se kar is gesteel. Wat? Kan nie wees nie. Ons het daar agter die klap gesien staan, net nou nog. Agter die klip. Ja, tussen die bome. Maar oupa het gesê voor die klap. Maak seker oupa het weer vergeet waar hy die kar geparkeer het, soos daai keer in die parkade. Het julle my huis net al gaan aflaai? Nee, hoe kon ons? Ons vrek gewag vir pa en Oudboet en toe het ons maar 'n videogame in die kafee gaan speel. En toe ons uitkom is hulle weg met die bakkie. Ons het teruggeloop. Wat? Jy het ook teruggeloop. Hulle het gedog julle het die bakkie gevat. Maar as pa nie die bakkie het nie, en julle het nie die bakkie nie. My huisstraat is op daai bakkie. Dis gesteel. My huisstraat is op daai bakkie. Ek sal met huis toe gaan. My ma het daarvan as ek so laat by ander mense speel nie. Waar ry jy rond? Nêrens, pa. Ek soek my vrek na jou. Waar is die bak? Hy is nie buite nie. Jy bakkie geprek. Die bakkie is gesteel met my huisstraat op. Wat? Waar? Voor die hotel waar jy dit gelos het? Maar Wimpie, hulle moes daar gewag het. Nee pa, hulle het gaan videogames speel in die kafee. Ja, daar is hy gesteel. Met my huisstraat op. Bel die TV, ons moet 'n polisieval kry. Daar kan nie baie ander bakkies wees met huisrade op nie. Nou was jy al op die Pietersburg snelweg. Die polisie daar. Ek moes nooit vrou Poen so vinnig hier uitgejaag het. Dis reg so. Ja. Dit sal gaaf wees, ja. Dankie. Totsiens. Ja. Die diefstal is nou al gemeld, nou moet ons maar net wag. Maar kan die polisie nie padblokkades opstel of die polisie helikopter vat 'n lugsoektog begin nie? Vir 'n bakkie vol meubels, jy seker laf man. Maar hy wys so. Alles waarvoor ons gewerk het is op daai bakkie. Alles is jou weg. En waarvoor? 'n bier en 'n videogame. Ag, doe maar 'n boek, ons kan weer ander goeders koop. Maar waarop gaan ons slaap? Ons bed is op daai bakkie. Ag, toe maar Jolanda, ons sal help. Ek sal vir julle daai koperknopbed wat daar by die Westerbroer staan koop. Hey, ek is bly ek het nie daai vorm van ou Poen geteken nie. My jalopie is terug. Oupa vergeet dat oupa dit agter die klap parkeer. Hoe het jy... Hendrik is hes met die helm gebore. Nee, pa. Ek loop nog so ewe daar na die polisiestasie toe slaan dit my soos 'n hamer. Daar was nie parkeerplek voor die klub gewees nie. Toe het ek agter die klub tussen die bome gaan parkeer. Ek word kens. Hulle almal so bek af oor daai bakkie. Mens kan maar so sê, ja. Hoe weet pa van die bakkie? Ek het hom gesien, ek weet mos hoe lyk sy bakkie. Met my huisstraat op. Ja. Waar het pa die bakkie gesien? Daar by die munisipaliteit se gebou. Julle sal moet gou maak, anders dan maak hulle toe en dan kry julle die bakkie eers môre. Kom weer, oupa. Nou maak jy asof jy niks weet nie. Daar waar hulle die karre sit wat hulle wegsleep. Julle het seker weer op 'n loading zone geparkeer. Wanneer het pa die bakkie daar gesien? Nou net. Dit sê jou R35 kos om hom los te kry. Jy wil mos nie leer nie. Kom. Wimpie, jy bly net hier. Ek vat sommer jou kar. Ou moet kan die bakkie terugbestuur. En jy geld, Hendrik? Ja. Het jy in die laaizone geparkeer? Ja, maar hulle sleep ook die karre so vandag weg. Ek weet nou nie of ek moet lag of ek moet huil nie. Ag, toe maar is net van sene wees. Jy's gemaak vir ons 'n lekker koppie tee. Beteken dit nou maar gaan nie meer vir ons daai koperknopbed koop nie. Hulle vat lank ek vrek al van die honger. Toe maar pa, hulle sal nou hier wees. R35, R45. Weet, ek verstaan ou boet nie. Ek het vir hom gesê ek kry hom hierso. En hy's voor my daar weg. Nou wag hy seker vir my daar by julle nuwe huis. Laat hom wag, ons eet eers. Ja, ek stem, oupa. Is al die meubels nog oukei, pa? Ja.
Ja, hallo van Tonner hier. O. Ek sien sergeant. Ja, ek kom daar. Wat is dit nou? Jy wil nie weet. Dis Niels. Was daar 'n ongeluk? Sê liewers er 'n misverstand. Die polisie het die bakkie wat gesteel gerapporteer is gekry en die dief toegesluit. Ag nee. Jy weet, hy sergeant sê vir my, hy het nou al baie stories gehoor, maar hierdie ene vat die koek. Hy sê hierdie dief hou aan, sê hy is my seun. Is Niels in die tronk? Nou, hoe dan anders? Hy was daar in die gesteelde voertuig. My man in 'n gesteelde voertuig. Ons moes nooit getrek het nie. Daai huis bring net smat. Dis 'n voorbode. Nee man, twak. Dis net stupidheid. Wat kan nou nog verkeerd gaan? Hendrik, gaan verduidelik tog aan die polisie. Kan ons nie eers eet nie, Maggie? Asseblief, ma. Hallo. If you can point a finger, you can play a tune. Wat? Ja, ek sê die versekering game uit. Ek verkoop nou orrels, vryskut. Poen, dis heeltemal die verkeerde tyd. Nee man, orrels is nou weer in. Kyk, ek het die demonstrasiemodel saamgebring. Ek weet jou enigeen van julle kan binne 10 minute The House of the Rising Sun hier opspeel. Ek kan dit op 'n gitaar speel. Almal kan dit op 'n gitaar speel. Okay, Groen Koninglande in 12 minute. Ruiter van die wyntjie in 15 minute. Luister net hier. Poen, as jy nie binne 3 tellings van my werf af is nie, dan druk ek hierdie demonstrasiemodel so diep in jou keel af, daai ruiter sal sy wyntjie deur jou ore uitplaas. Eenvoudige nee, dankie sou goed genoeg gewees het. Nou haal hy agter Poen aan plek sy laatjie uit die tronk gehaal. So 'n dag wil ek nie weer beleef nie. Ja, as ou moet weer wil trek, moet iemand kry om dit vir hom te doen. Dis nou al so laat, ek is alweer wakker. Ek is bly ek is nie daai twee wat nog moet gaan uitpak en gaan wegpak. Jolanda sê sy sal dit môre doen. Shame. Die ou boet was om skoon bleek geworry toe ek hom aan die sel kom haal. Was ons ook so hals oor kop toe ons hulle ouderdom was? Seker maar. Is jy nie moeg nie? Hierso, Wat is dit? kopseerpille. Ek het nie 'n kopseer nie. Hierdie kopseer. Nee. Nou, kos gaan klim in die bed. Wie kan dit nou wees? As dit Poen is, dan breek ek sy nek. So na 12. Wat is nou van? Kom in uit die koue. Maar waar kan ons nie slaap vanaand? Natuurlik. Dankie. Ons kan nie daar slaap nie vanaand nie. Hoekom nie? Bang. Bang. Bang waarvoor? Diewe, aanranders. Julle twee kyk te veel TV. Ag, pog Hendrik. Hulle voel maar seker net vreemd in die nuwe huis. Die flat was so klein. Ons sê dit nie, maar is Niels moet eers die slotte verander voor ek daar kan slaap. Maar dis daar nuwe slotte. Ja, maar Niels het vanmiddag sy hele bos sleutels verloor. Ek slaap nie in 'n huis waar enige dief die sleutels kan optel en sommer net inkom nie. Dis een rede. En die ander? Die plek moet gefumigate word. Nee, nou kom ons by die eintlike rede. Het was 'n spinnekop, nee. En jy kon hom nie kry om hom dood te maak. So, hy was te vinnig geweest, pa. maar hoe weet pa? Ondervinding. Was jy, Hendrik? Kom. Julle kan in die spaarkamer gaan slaap. Net jy moet jy nou maar onthou. Van die dag dat jy trou, sal jy enige ding wat in jou huis inkom wat kleiner is 'n kat en wat meer as 2 bene het, moet doodmaak. Grulik nou. Pa gehoor, ou Swannie het glo vir Poen Pinaar Disney geslaan met 'n portable orrel.
jy vir Hes op. Hy twee het maar redelik flou gelyk toe hulle vanmôre hier uit is. Sy ou wat sê hy het die hele nag nagmerries gehad van tronke, boeie en allerlei sulke goed. Moet Wimpie en Koer die hele tuin omspit? En nie gras, né? Ek het vir hulle gesê, pas die bakkie op, maar nee, hy en sy buddy gaan speel videogames. Nou kan hy en sy buddy maar die tuin ook omspit en nie gras, né? En Koert se pa het gesê, as hulle hier klaar is, moet hulle daar na hom toe kom. Skaam jou, Hendrik. Nee, is hulle straf. Waar's my pa? Daar besig by sy kar. Hy is besig om 'n alarm of 'n ding daarin te sit sodat die diewe nie sy kar kan steel nie. Maar wat het die wat sy sout werd is, waar oupa se kar wil steel? 'n beginner? 'n Versamelaar van Frats motors? Praat van die duiwel. Wat sê jy? Nee, niks nie. Wat het pa gedoen? Ek het my kar geboobie trap. Ek het hom reggemaak sodat geen dief my kar kan steel. Nee, maar pa moes soos daai ou gemaak het by die halfjack vol gif in die kar gesit het. En toe die diewe sy kar steel, toe kry die polisie sy kar so 3 kilometer van sy huis af, met 2 baie siek diewe daarin. Nee, Hendrik, is te gevaarlik. Sê nou maar net ek vergeet en in 'n oomblik van swakheid vat ek 'n sluk en dan. Nee, jong. 'n Mens mors nie drank so. Ag, papa, drink mos nie eintlik nie. Wat 'n oomblik van swakheid is dit nou? Jy weet nooit. Ek vat eintlik net 'n dop om sosiaal te wees. Jy kan maar sê ek drink om ander mense interessant te maak. Nou, hoe het pa nou die kar gebooby trap, net vir ingeval ek hom moet bestuur? 2 dinge. Die eerste ene is ek het 'n pyp oor die handbriek gesit wat met 'n slot aan die gear vaslyk. Hy werk net as die gear in reverse is. Maar jy kan nog steeds die kar steel. Ja, seker. Maar dan kan jy net in reverse ry met die handbriek aan. Jy sal nie ver kom. Nee. En daar is aan my tweede trap. Ek het hierdie sweets voor in my kar gesit. Sweets? Ja. En hulle is sag in die middel. Ek het elkeen van hulle ingespuit met 'n bietjie medisyne. Gedokter kan jy maar sê. Wat se medisyne? Hierdie purgasiemiddel. Met ander woorde, terwyl die dief in reverse met die handbriek aan wegjaag, gaan hy die vreeslikste aanval van spuitende purgasie kry. Ja, wat is dit as die dief lekkers eet? Daar's geen dief in die land wat nie 'n soet tand het nie. Nee, as dit werk sal ek dit met my bakkie ook doen. Skus dit, hoe ek het uit die privaat kom. Wat jy ons afval. Ek gaan môre sê. Dit werk. Hulle sê dit moet jou eie liedjie wees. Ja, oorspronklik. Die een is glo vir my. Kom nou ou, jy sal nie reg kry as ons nie oefen nie. Maak net weer seker van die reëls. Kyk, kom nou. OK, 1 2 3. Alleen in my karretjie, net ek en jy, ry ons in die stofpad by die myn verby. Ek kyk na jou en jy na my, plaas ek kyk waar ek ry. Skielik hoor ek net prikke wat skree. Ek trap die rem, maar die rem skree meer. Ek hoor hoe gil jy. Nee. Alles voor my word 'n pikswart see. Hoe kon ek dink dat jy ooit sou kon wag vir my om te ontwaak uit die donkere nag? Selfs in my koma kon ek hom hoor lag. Jy was die prooi wat hy wou jag. Eers was jy myne en nou is jy syne. Vir ons baba is hy papi of paps. Eers was jy myne en nou is jy syne. Vir ons baba is hy papi of paps.
En ek, wat is ek? Is ek net 'n gek? Die oom met die gesnyde gesig. Eers was jy myne, en nou is jy syne. Vir ons baba is hy papi of paps. Eers was jy myne, en nou is jy syne. Vir ons baba is hy papi of paps. Mami, waar is my papi? Ag nee, wat ou, hierdie liedjie is te treurig. Jy sal nooit die kompetisie daarmee wen nie. Ag, mense hou van sulke treurige goed, man. Jolly sê sy huil nog elke keer wat sy die liedjie hoor. Ek voel self lus om te huil, maar as oor jy soos jou dinge sing. Los hom, oupa. Oupa, wat vir iets is... Na wie sal ek my kan wend? My hele wese, die is geskenk. Is lekker, maar maak dit eerder. Na wie sal ek my kan wend? My hele gesig is geskenk. Wat se hang-up het jy oor jou gesig? Dis deel van die liedjie se storie, oupa. Die ouens en meisie het 'n prank en dan vlieg hy deur die windscreen. Dis die laaste ding waaroor hy sal wil sing. Oupa verstaan nie waaroor dit gaan nie. Die ouens en meisie het 'n prank, hy vlieg deur die windscreen en sny sy gesig en los hy hom vir 'n ander ou. Dis waaroor dit gaan. Ek dink sy los hom oor dit hy so sy gaai bestuur. Ek het die liedjie geskryf en ek sê is oor sy gesig. Laat mense dink waarom jou vrou nou ewe skielik haar rybewys wil hê, né? Maar oupa, toe ons nog in die flats gebly het, was ons reg bo kan die winkels. Maar nou toe ons in die huis bly, word Jolly vreeslik moeg om nou elke keer die pram van die huis af na die winkels toe te stoor. Dis vreeslik ver, oupa. Ou boet, wat hiervan? Daar het 'n muur tussen ons verskyn, wat wie weet soos mis voor die son sal verdwyn. I like it. Sal nie werk. Soos daai ou bestuurder hy nou wragtig teen daai muur op gaan staan en vasry en dan moet jy sy gesig sien. Ag, oupa verstaan nie country en western nie. Country en western se voet klink vir my eerder na country en hot rods. Ou boet, moet jy nie aan oupa steur nie, kom nou laat ons oefen. Ek's te nervus om te kan oefen, man. Maar as jy te nervus is om te oefen, hoe gaan jy dit voor 'n gehoor kan doen? Nee, nie daaroor nie, oor Jolly se toets. Mama's by haar. Sy bestuur alraai, dis net haar parallel parking is nie so lekker nie. En as hy teen die bult moet wegtrek, my kar se handbreker is nie so goed nie. En haar 3-point turn is eerder 'n 5-point turn. En dan moet haar net nie vra om reverse parking te doen nie. Ou, dit klink nie vir my of Jolanda al reg is vir die toets nie. Ek weet, maar wat kon ek haar sê toe sy my vra of sy goed genoeg bestuur? Die waarheid. Is nie altyd maklik nie. Sê ek nee, dan is dit weer, ja Niels, niks wat ek doen is ooit goed genoeg nie. Dink jy ek is te stupid om te kan bestuur? En sê ek ja en sy dop, dan is dit weer, dankie Niels. As vir jou lekker om 'n gek van jou vrou te maak. Verstaan jy nou hoekom ek nervus is? Ja. 'n Man moet nooit sy eie vrou leer kar bestuur. Dankie Niels. Is dit vir jou lekker om 'n gek van jou vrou te maak? Hoe dit gegaan, Poeksie? Jy vra nog. Hoe sal jy weet hoe dit voel om 'n mislukking te wees? Ek weet, ek het my trytest die eerste keer gedop. En dit was nie die einde van die wêreld nie. Waar's Hendrikie? Wat moet my kind van my dink? Wimpie speel met hom in die kamer. Kom Jolanda, dit is nie so erg nie. Die meeste mense slaag nie die eerste keer nie. Die meeste mense ry ook nie oor die toetsbeampte se voet nie. Dit was sy eie skuld, hy het te naby gestaan. Hy het op die sypaadjie gestaan. Ek het nog nooit in my hele lewe so groot voel gevoel nie. En om alles te kroon, die vrou wat net voor my gegaan het, is los aan die deur. En sy's 74. Maar dink net hoe lank oefen sy al. Wil jy my lisensie as ek is 74 is nie, ek wil dit nou hê. Ek dink ek hoor julle. Want toe Jolly hoe dit gegaan. Ek hoop net nie jy het soos Rusty destyds ook oor die toetsbeampte se voet gery nie. En nou? Ag pa, hulle was vreeslik streng. Jolanda het nie geslaag nie. Oh. Ag, toe maar wat Jolly, moenie worry nie. Gaan probeer maar net weer. Rusty het eers die 14de keer geslaag. Ag, toe maar Poeksie. Oup verstaan nie eens country en western nie. Het my Poeksie regtig oor die nare Speedkop se toon gery? Ja, met die parallel parking. Daar binne is dit nou net een trane dal. 'n Mens durf nie 'n woord sê nie of jy word aangegluur. Is Maggie en Jolly terug? Ja. Shame. En sy het toe nie haar lisensie gekry nie.
Wat gaan jy ook verwag? Ou moet dit haar geleer. Rooi, stop, groen, go, geel, go like hell. Pa kan maklik praat. Pa het self nog nie 'n lisensie nie. Ja, maar Hendrik, almal weet dit. En ek is seker as pa nou daai toets gaan skryf se paaltjie deurkom. Sê wie? Sê ek. Pa het te veel slegte gewoontes aangeleer. Pa sou dan eers mee pa se flikkerlig anders pa hier onder by ons straat indry. Vir wat? Hendrik, as die mense nou nog nie weet ek bly in hierdie straat, sal hulle dit nooit weet. Daar is sulke goed soos verkeersreëls. So what? Ek sê pa wat. Ek weet pa nou vir R50 pa sal nie nou 'n lisensie kry. Hendrik, ek is nog nie so kes dat jy my soos 'n kind op die manier met geld moet kan probeer omkoop nie. R100? Okay? Nee. Dis altyd maklik vir 'n man nie. Pa het seker gehoor Jolly het haar toets gedop. Nou sê ma sy mag gaan vir 'n paar bestuurslesse by 'n bestuurskool. Sjoe, miskien moet sy. Ma sê sy het nog nooit 'n speedkop so oorvloek nie. Wat? Het hy vir Jolly gevloek? Maar dan sê ek moet hom gaan praat? Nee, nie vir haar nie. Van die pyn toe sy oor sy voet ry. Oh. Ek wonder of hy dieselfde ou is wat destyds vir Rusty getoets het. Jy weet, hy het net so gevloek. Hy gaan pa my leer bestuur. O ja? Ek wil nie wag tot ek so oud soos Jolanda is en dan sukkel soos sy nie. Wimpie mag altyd die karre intrek, maar nie ek nie. Maar hy's 'n luitie. 'n Luitie mag sy pa se kar intrek. Ook maar net as hulle dit klaar gewas het. Maar ek sal dit ook was. Ja, Hendrik, is hoogtyd dat jy vir Hes leer bestuur. Ek sal. Man, as ons nou weer daar na Ombilie se plaas toe gaan, dan sal ek jou daar leer bestuur. Kan julle nie 'n bietjie sagter stry nie? Op my ouderdom is dit nie meer so maklik om te leer nie. Ek het nooit geweet daar's so baie padtekens. Dis omdat pa hulle vir so lank geïgnoreer het. Ek sou jou wys, Hendrik. Ek is nie so stupid as wat ek lyk nie. Nee, ek dink oupa lyk slim. Dankie. Met ander woorde, jy reken ek is stupid. Ek gaan koffie maak. Moet pa 'n lekker warm glas melk hê. Nee, dankie, net swart koffie vir my. Ek wil nog 'n paar uur gaan studeer. Swart. Ek hoop nie jy en ou moet gaan verder vanaand oefen aan daai hot rod liedjie vir julle. Nee, oupa. Ja, goed so, want dit gaan my mal maak. Ek wil 'n bietjie verder gaan leer. Eers was jy myne. Shame. Ons moet nog daai rok vir jou klaarmaak vir die country kompetisie. Ja, ma. Maar ek gaan nie daai cowboy dra wat ou moet wil hê ek moet nie. Klaar. Hoe kon nie? Dit gee aan sulke oulike bakoortjies. Ek hoop net julle gedra julle daar by oupa Gousel. Na daai kompetisie gaan julle huis toe en dan gaan julle bed toe. Hoe dan anders pa, ons gaan mos saam met Ouboet en Jolly. En the Daily News gaan ook mos saam. As jy hulle nie gedra nie, dan bly julle net hier. Ons is lekker, man. Ja, ma. Hey, Waar het papi se sleutels? wie wil weet? Hoekom? Ek wil in die draai op en af ry. Hoekom? Omdat ek wil leer bestuur. Weet pa hiervan? Natuurlik, waar is die sleutels? Jy vat 'n kans. Kom, ek gaan vir pa sien, man. Hierso. Dan sê ek vir pa van daai tydskrif wat jy by Kurt gekry het. Dis oor kunsfotografie. Nee, pa, Okay, vat dit. Maar ek weet niks hiervan. thanks, bye. Dis stupid, nee. Dis stupid. Ek is halfpad, ek het my learners. Ah, geluk pa. Dankie. Kan ek nou die helfte van die geld kry nog? Hoe nou? That'll be $50, thank you. Ek het gesê ek gee pa R100 as pa 'n lisensie kry. Niks van 'n learners nie. Stank verdank. Pa, ons het 'n ooreenkoms gehad. Ja, okay. Maar jy gaan nie weer klein koppie trek as ek hier aankom met my license nie. Hoe het dit gegaan, pa? Lekker soos 'n cracker. Pa, het dit. Ek is bly geluk. Dankie, Maggie. Nee, daarvoor gaan ek pa se geliefkoeste pudding maak. Dankie, Maggie. Ag, ek het sommer daardeur gevlieg. Was net daai stop if you want to teken wat my so 'n bietjie gekou het. Wat se teken, pa? Die toegee teken. Nee. Ja.
En daai klein geelietjie, die right of way ene. Maar Smitty daar by die werk het vir my gesê, hulle vra hom altyd. Hendrik, jy moet vir Wimpie sê, hy moet nie so met die bakkie jaag nie. Hoe nou? Jy weet, toe ek hier by die hek aankom, het hy my amper onderste bo gery. Wanneer? Nou net. Hy's hier in die straat af daar na die winkel se kant toe. Ek slaat sy bas aan die brand. Dis klaar maar se kar. Hey oupa, hoe het dit gegaan? Ek het my learners. Geluk oupa. Dankie Wimpie. Hey. Ek hoor jy jag met my bakkie, nogal in die straat. Nooit pa. Maar oupa het my gesê. Nee pa, dit was nie ek nie. Nou wie was dit dan? Ek weet nie, dalk een van pa se ander kinders, maar ek het niks gesien nie. Jy sal nooit so iets doen nie. Ek weet niks. En ek het ook nie gesien toe sy die bakkie se sleutels gevat het. Nou dat jy so praat. Ek het gewonder hoekom die wipers aan is toe die bakkie om die hoek gaan in plaas van die flikker. Hendrik? Sy is nie te groot vir 'n pak slaan nie. Hes? Oupa, toe ons nog klein was, het pa altyd gesê, as ons oor iets lieg kry, ons 'n pak slaan, maar nie as ons die waarheid praat nie. Al het ons iets gedoen wat ons nie moes nie. Ek onthou dit ja, maar baie vaag weg. Hes, wat het jy aangevang? Ek het die bakkie gestop. Waarteen? Wat bedoel jy waarteen? Jy het oorgekom, het jy nie verseer? Gee meer om vir jou bakkies vir jou kind. Nee, maar ek het niks oorgekom nie, ek is heeltemal alright. Waarteen jy die bakkie gestamp? Hier bovenal aan die pad werk. Waarteen? 'n bulldozer. 'n bulldozer? As jy nie siret nie, weet ek waar jy geseer wees. Hoe lyk my bak? Nie so sleg nie, pa. Die een voorste lig is uit en die pamper is effens gebuig. Die bulldozer is seker 'n ride-off. Nee, oupa, ek het hier die wiel vasgery. Dit het nie 'n skrapie op nie. Ek gaan na my bakkie kyk en jy bly net hier, juffroukie. My pa gaan my so hok, ek gaan al getroud wees, dan mag ek nog hier uit. Jy kan bly wees daai bulldozer het niks oorgekom. Want as hy iets oorgekom het, dan sou daai voorman dit moes rapporteer en dan was die polisie nou hier. Jy kon teen 'n kar vol kinders vasgery. Ek eis om te dink wat dan sou gebeur het. Maar ek het nie. Niemand het iets oorgekom nie. My bakkie het iets oorgekom. En vir wat chip jy in as ek en jou ma besig is om jou uit te vreet? Wie seker dit nie van jou verwag nie. As jy laaitie was het jou bas nou so gebrand, jy sou nie kon sit nie. En daai luggat uit jou sakgeld uitkom. En die regmaak van daai bumper. Jy breek mos so oor die geld wat jy gespaar het. Nou moet jy dit alles uitgee vir wat? Stoepigheid. Hes, wat het jou so iets laat aanvang? Is dit iets wat ek gedoen het? Nee, ma. Dis net ek wil ook graag leer bestuur. Maar ek het gesê ek sien jou leer bestuur, maar jy wil nie wag nie. En nou gaan jy so gehok wees, jy sal met toestemming vra om skool toe te gaan. Papa, ek is jammer, ek weet nie hoekom ek het doen. Dis nou genoeg, Hendrik. Ek dink jy het die boodskap gekry. Ek is in elk geval moeg om so aan te gaan. Ek sien jou leer bestuur. Maar as so gier jou nou weer beetpak om gesels met my daaroor. Kan ek nou maar weer inkom? Ja, maar ons wil geen aanmerkings hoor nie. Hoe ken ma my? Luister, gaan sê vir jou oupa hy kan nou maar weer kom sit as hy wil. Oupa, die fight's verby. Hey, ek het gesê gaan sê vir jou oupa. Ek kan ook hier staan en skree. Wag, Hendrik. Ek dink ons het nou genoeg gehad vir een dag. Sorry pa. Ek weet ek het beloof om nie in te chip nie, maar die kind bestuur nogal nie te sleg vir die eerste keer nie. Jy moet net onthou om die flikkers aan te sit as jy om 'n draai gaan en nie die wipers. Ag, los dit nou, pa. Ek gaan begin met die kos, kom help my Hes. Dis 'n bietjie vroeg vir ou boet en Jolly. Daar's dit. 'n paar prank gehad. Ek sien die bakkie lyk nie te lekker nie. Dis 'n lang storie, ou boet. Waar's Jolanda? Sy wat vir Hendrikie. Ek slaag aan al sodra die kos reg is. Ek het 'n bietjie vroeër kom my liedjie saam met Heste oefen. Hy oupa nou was die learners. Nee, ek het hom gekry. Geluk ou. Dankie Niels, dankie. Hys gaan al die gitaar, ons moet oefen. Ou, weet ek kan nie meer gaan nie. Wat? Hoekom nie? Ek skok. Pa, mamma, ons is alles klaar gereël. Ons gaan by ouma gou slaap en alles.
Hes, wat het jy nou aangejaag? Pa se bakkie. Pa se bakkie, maar Hes kan nie eens bestuur nie, man. Dis presies waarom die bakkie gestap is. O. Ag pa, kan Hesie maar net hierdie Saterdag uitkom nie. Nee, gehok beteken gehok. Ma, Jy het gehoor wat jou pa gesê het. Ek is jammer, ou boet, dis als my eie skuld. maar ek het alles gekoop, die cowboy hoedens en alles. Wie gaan nou vir my speel? Wimpie kan. Hey, wag, ek gaan nie vir al die mense in jarts vir myself maak nie. Jy gaan, as jy nog wil saamgaan. Kyk, ek sal gitaar speel, maar ek sing soos my ding is. Nee, jy moet net speel, ek sal sang. Soos jou ding is. Oupa verstaan nie country en western nie. Wimpie gaan al die gitaars moet oefen. Ek wil 'n masker dra. Niels, hoekom gaan oefen jy en Wimpie nie maar in die garage nie? Dan kan jy mos kliphard sing. Dis 'n goeie idee, oupa. Wimpie, bring die gitaar garage toe. Hoor hierso? Maar moet maar net skree as die kos reg is, dan haal ek vir Jolly. Dis goed, ouer. Pa, pa my nie maar net liewer 'n pak slaag gee nie. Nee, Hes. Ek dink jy voel nou wat dit is om verantwoordelikheid te aanvaar vir 'n ding wat jy gedoen het. Ja, so ek die ding sien, het elke aksie 'n reaksie. Die aksie was jy het jou pa se bakkie gestamp en die reaksie is jou pa wat nou spiteful is. Hulle moet nou ry, die pad gaan besig wees. Waar is hulle? Jolanda wys net vir maar waar al Hendrikie se goedjies is en ou boet en Wimpie kyk vir hulle self in die spieël. Kom sit hier eens. Hendrik, is dit nou vir jou lekker om die kind so te straf? Los dit oupas my eie skuld. Kom wys vir oupa en pa hoe lyk julle. Hulle lyk so Nou die partners. Julle lyk soos 'n spul hippies gone wrong. Nee pa, ek dink hulle lyk oulik. Ek dink ook so. Ou boet sterkte met jou liedjie. En as pa so stil is? Nee, ek kyk maar. Toe julle moet ry, die pad is besig. Kom partners. Let's sing country. Toe julle moet ry. Ek moet nou nie bekommerd wees oor Hendrik en ons sal mooi na hom kyk. Dankie ma. Bye. Ag, toe maar my kind. Dit sal wel 'n volgende keer wees. Kom myself se kop. Ag nee, kom, ons gaan maak vir Hendrikie toe. Pa weet, dis nou my kinders. Maar as ek hulle so op 'n ry sien staan in hulle outfits, dan wonder ek daar. Het ek myself ook so stupid gemaak op hulle ouderdom? Ja, jy het. Hoe nou? Jy het jou hare gegries en soos Elvis aangetrek en asof dit nou nie simpel genoeg was nie, het jy soos hy probeer dans en so skeefvek gepraat ook en dit was stupid. You ain't nothing but a hound dog. Rocking all the time. Kom in, julle Wimpie. Was Hendrikie soet geweest, ma? Ja, hy slaap in my kamer. Gaan kyk. Hallo pa, oupa. Nou, wat lyk julle so back af? Ek's alright, pa. Ja, hy's alright. Het julle dit dan nie geniet nie, ou boet? Ja, ma. So die pad was vreeslik besig op pad terug. Ek het skoon 'n kop seer. Hoe het dit met jou liedjie gegaan? Ons moenie eens vra nie. Ek is nie gewoond om voor vreemde mense te sing nie, oupa. Het jy jou woorde vergeet? Het sy julle liedjie vergeet? Is nie. Ek het gevries. Stage fright. Dit kan met enige iemand gebeur. My teenoorgestelde met jou gebeur. Sy het gedans na heupe rondgeswaai soos 'n go-go danseres. En wat het jy gedoen? Ek het gitaar gespeel en toe ek sien ou boet vries, toe sing ek maar. Ja, my liedjie gaan mos oor 'n ou wat die ongeluk het en dan los hy meisie om vir 'n ander ou. Toe dog die mense, ek stel die ou voor wat in 'n koma is. En sy meisie wat jol. En toe wen ek die prys vir oorspronklikheid. Ja, met my liedjie. Nooit geluk seun. Julle behoort bly te wees. Weet oupa hoe hard het ek gewerk aan daai liedjie. En Hes. En ek wil nog by jou weet hoe jy geleer het om so sexy te dans. Ou boet, nou nie so jaloers wees nie man.
Julle het saam gewen. Toe hou nou op met julle boeltwang en kies en make-up. Ag, toe Boeksie. Ja, okay. Ons sê dit. Sê dit, cowboy. Boeksie se worsie wapsie is nog vreeslik lief vir hom. En wat was die prys wat julle toe gewen het? Ons het elkeen so 'n T-shirt gekry en ek R100. Net vir sing. Ja, oupa. Maar ek het besluit om dit vir Hes te gee. Sy het tog die wysie geskryf daar en Hikkie betaal vir die bakkies reg. Dankie, oupa. O, net nie sappie raak nie. Kom hier, Wimpie. Dis baie mooi van jou. Jy laat maar baie trots voel. Ja, vir my ook. Maar jy laat my damn skuldig voel oor Hes. Nee, pa. Pa was reg, ek het 'n les geleer. En nou, wat sê jy nou? Ek dink nou dis die kaberuiter. Ja. Ek het geweet jy gaan klein koppie trek. Maak nou asof jy niks weet nie, né? Het pa die lisensie gekry. Geluk, pa. Dankie. Was dit moeilik? Is 'n baber 'n vis? Nou skuld ek pa geld. Nie skuld nie, Hendrik. Today is payday. Pa gaan tog nie vir pa se eie kind geld vra. Maar jy doen dit dan. Maar ek het nog 'n surprise vir jou. Jy gaan betaal. Maar ek wil nie jou geld hê nie. Kom binne julle. Jou skoondogter het ook vandag haar lisensie gekry. Geluk, Jolly. Dankie, pa. Al het die toetsbeampte eers hardepunt safety shoes gaan aantrek voor hy haar getoets het. Ek is baie trots op jou, Jolly. Dankie, pa. Toe Hendrik, sê nou vir hulle wat jy vir hulle gaan gee. Hoe? Wat jy vir hulle gaan gee. Om op te maak vir wat Niels by die kompetisie moes kry en sommer ook omdat Jolly haar lisensie gekry het. R100. Dankie, pa. Dankie, pa. In hierdie borskas van staal is haar 'n hart van goud. Pa, hoe gaan ons groot moeilikheid? Wimpie en Koert is op jou hotel se dak en die polisie en almal is daar en die twee het nie 'n draad klere aan nie. Net toe ons dink alles gaan so goed. Ook nie, snork nie. Hallo. Ek het my gesê jy's in die garage. Hallo, Spike. Ek het jou boord teruggebring. Werk jy nog? Hoe ken jy my? Nee, dis hoekom ek vra. Ja, soort van, jy moet net nie daar raak nie. Daai connection is nie so lekker nie. Nou, Spike man, hoe kan jy met so 'n losdraad werk? Jy dink jy moet doodskop. Dit sê ek ook mos. Hoekom maak jy weer reg? Dit was nie my boor nie. Dis al jy moet so 'n swak koneksie by die werk werk. Nooit daai safety ouens hulle fit van. Nee, maar dis net oor hy bekommerd is oor jou veiligheid. Dieselfde geld vir by die huis. Nee man, moenie jou ook nou kon staan en neek met safety nie. Daai workshop by die werk lyk als 'n paint by numbers met al die afgemerkte gebiede. Hier mag jy nie loop nie, daar mag jy nie eet nie, daar mag jy niks pak nie, hier mag jy nie staan nie. Daai plek is so safe. Geen mens kan omtrent mee sy werk daar doen nie. Dis dan nie so erg nie. En is net vir jou eie veiligheid. Wat is dit met jou? Jy so sweer jy die safety manual ingesluk. Ek is net versigtiger deesdae, vat nie sommer kanse nie. En toe leen jy sommer vandag my taai, né? Ja, is dit oom. Hallo Spike. Sorry pa. En dit nog al my boxing club taai. Vir wat lol jy daar in die machine shop sonder 'n overall, hè? Gewonder jy's deesdae versigtiger nie. Ja, dit wys jou net hoe maklik kan 'n ongeluk gebeur. Die draaibank het hom gegryp, maar gelukkig was hy vermeende daar met sy MacGyver mes en toe het hy hom afgetrek. En dit nogal net voordat jy op daai kursus begin. Wat 'n kursus? Ek gaan op 'n veiligheidsverteenwoordigerskursus. Wat? 'n safety rep kursus, man. Jy, 'n safety rep. Ja. Lag maar. Ek is spesiaal gekies om op daai kursus te gaan. Ag man, Hendrik, hulle kyk net wie het nog al sy vingers. En of dit nou is omdat jy lui is en of dit is omdat jy veilig werk, maak nie saak nie. Hulle gee jou die benefit of the doubt en dan maak hulle jou 'n safety rep. Is dit? Ja, plaas hulle na dasse kyk. Jy gaan vir my 'n ander een koop. Kom maar, Spike. Waai oom. Gaan hulle jou meer geld gee as jy rep is?
Ek sou so dink, ja. Ja nee, ek ken van my safety. Ek doen nou nie alles wat ek moet nie, maar ek weet wat gaan vir wat hoor. Nou eksamens skryf op hierdie kursus. Ja. Ek sien safety rap materiaal nie. Pa, maas en pa kom eet. Ja, kom. Hallo, oom. Hoi, oompie. Ek hoor oom se tweeling het so 'n bietjie moeilikheid opgetel met die bure se hond. Ja, ek wil daai brak wurg. Wat het hy die kinders gebyt? Nee, maar hy terg hulle toe byt hulle hom. Nou wil Swannie vir my hof toe vat, hè? Ek bedoel, wat verwag hy? Moet ek nou vir die benefit van al die honde op my hekke pas op vir die kindersbordjies sit? Spike se arme vrou het ook al haar dae met daai tweeling. Nee, maar dis so Swannie se eie skuld. As hy wil honde aanhou, dan moet hy 'n veiligheidsheining om sy erf sit. Wat veiligheid jy als? Jy was nog nie eens op daai damn kursus nie, jy het al klaar kop toe. Anyway, is eintlik ou Spike wat 'n veiligheidsheining om sy huis moet hê. Daai tweeling se toekoms lê agter tralies. Jy was net so stout toe jy klein was. Maar dit was omdat jou pa so baie weg was. Wat? Weg waar? Kan jy nie onthou nie? Een van daai kursusse, Lost Control of weer so iets. En hoekom al hierdie kursusse altyd in Johannesburg gehou moet word, weet niemand nie. En dan nogal in 'n hotel op. Ek was weg. Weg, Maggie. Dit was 12 jaar gelede en dit was net vir 3 dae. 11 jaar, Hendrik, en dit was vir 3 dae en 4 nagte. En hoekom jy daai laaste aand moes oorslaan, weet nigter alleen. Ek glo nou nog nie daai storie dat al die telefone in Johannesburg afgesny was. Al die telefone. Jy kon 'n beter een as dit uitgedink het. Hulle was. Bydien, as jy my nou op 'n kursus stuur, wat moet ek nou doen? En 2 keer in 12 jaar, dis dan nie so erg. Nee, maar moet dit net jy's donderdag of Vrydag wees? Ja, dis 'n 2-dag kursus. En hoeveel nagte? 2. Woensdag aand en donderdag aand en Vrydagmiddag bring die bus ons weer terug. Vat jy jou golfstokke saam? Ja. Nee, se kursus nie 'n vakansie. Jy is hier verbaas hoe baie ouens verwar die twee. Pa mamma verjaar donderdag. Ek weet. Kyk, as jy moet gaan, moet jy gaan. Dis net so ontydig. Hoe oud's ma donderdag? 21, eet klaar. Moet oppas. Ek sal maar vir die myn vra om my op die volgende kursus te stuur. Ag nee, Hendrik. Dis net ek gaan jou mis, dis al. Rusty sê my sy het haar eerste man ook so gemis. Maar sy kan nou nog nie raak gooi nie. Pa, die busie is hier. Pa, die busie is hier. Ek kom. Ek wens ek kan weer Johannesburg toe gaan. Laas het ek en Kurt ons verkyk aan 'n restaurant toe die meisies so in die modder begin stoei. Met so te sê niks aan. Jy het meisies op jou brein, man. Het jy vergeet van 'n pak slaap wat jy gekry het? Dit was dit werd. Ek kry genoeg slaap en moet nou tog nie saam met die ander gaan party nie. Nee, ek sal nie. Daar's nog 'n eksamen na die tyd. As pa lekker prons wil eet en sommer ook goeie stoei wil sien, moet pa by Fanny's Kitchen gaan eet. Moenie vir jou pa idees gee nie. Bel as jy daar aankom. Ek sal. Daar hy is. Waar pa? Lekker leer pa. Op my ouderdom. Sis man, wat is dit? Peanut butter en stroop. Ek sal dit afvee. Stupid. Kom. Hendrik, groet my hier. Die ander in die busie sal aanmerkings maak. Okay. En sommer happy birthday vir môre ook nie. Ek bel jou. En Vrydag as ek terugkom na 4 ons dit. Ja, Hendrik. Toe gaan trek uit julle skoolklere. Het jou sitvlag laas nie genoeg gebrand van Fanny se kombuis of wat dit ook al genoem word nie? Ek sal dit nie gou vergeet nie. Wat? Die pak slawie meisies in die modder. Die huis is stil sonder daai lawaaibek, hè? Ja, nogal. Hy sê my het gebel dat hulle lekker gery. Ja, net die pad was glo besig. Wil pa koffie? Nee, dankie, net 'n bietjie melk vir my soeibrand. Ek kry sommer self. Wanneer begin daai kursus? Môre, 7:00 glo. Dan wonder ek wat hy vanaand gaan doen.
deurskakel na kamer 440. Oh, yes, no. Could you please put me through to room... No, could I please speak to room 440? No, I mean, I want to speak to the person in room 440. Thank you. Hello, Hendrik. Who are you? Sharon. Sharon who? What do you mean if I tell you who I am? Listen, you, what are you doing there? What do you mean having a ball? Having a ball? Luister, juffroukie, jy pak nou jou goed en jy trap uit my man se kamer uit. Yes, I said my man, my husband, for your information. Geskik. Surprise! Veel geluk, lieve mami, omdat we verjaar. Maak die Here maar seën en nog baie jare spaar. Hip hip! Hip hip! Nog 'n piep piep. Ag julle, dit was regtig nie nodig nie. Ons het gereël. Ons geweet ma gaan treurig wees omdat pa nie hier is nie. Dit was pa se idee geweest. Geluk maar. Dankie. Kyk of maar nog kersse kan doodplaas. Jou pa het baie idees. Kom. Wag, gee my net 'n kans. Was die verrassing, ma? Wat? Ja, julle moes nie. Kom ons eet die ontbyt. Hes en Jolly het dit gemaak net om jou dag te maak. Ja, ek moet spring, ek moet nog gaan werk. Bas en die baba. Tannie Babs nie flat langs en kyk na Hendrikie. Ek kan nog nie te lank bly nie. Ek wil daar wees as hy wakker word. Kom net maar so bleek. Skop. Dis die laaste ding wat ek op aarde verwag het, veral op my verjaarsdag. Natuurlik op jou verjaarsdag. Dis juist hoekom ons dit gedoen het. Ek wens net Hendrik kon hier gewees het om jou gesig te sien. Ja, maar pa, hy sal. Wil jy ons moet spring, ek nog vir Jolly gaan aflaai voor ek gaan werk. Jy is vir my ietsie. Ag, dankie, Jolly. Baie dankie. En dis van my Wimpie, ma. My kinders. Dankie. Maggie, ek rol nou nie in die geld soos hulle nie, maar hier is vir jou 'n voucher. Baie geluk, Maggie. Dankie, pa. Jy kan hiermee jou karretjie vir nie daar by my werk laat was. En dit sluit 'n polish en 'n vacuum ook en nogmaals geluk, hoor. Dankie, pa. En dis nie vir Hendrik se bakkie nie, hoor. Toe maar daaroor hoef pa nie bekommerd te En wees. hier's nog 'n kaartjie ook. Dankie, pa. En dan het pa gevra dat ek dit vir ma moet gee. Dankie. Maar dit nie oopmaak nie. Ag, toe maar maak pa se eerste oop. Aan my vrou op haar 40ste verjaarsdag. Sorry, Dol. Ek kan sorry sê tot hy blou is in sy gesig. Sorry dat ek nie hier is nie. Ek weet nie hoe sorry hy gaan wees nie. O, nou. Ag, pa, hierdie kamstige kursusse waarop hulle gaan. Dis net 'n verskoning om van hulle vrouens af weg te kom en weet wat alles daaraan te vang. Ma's my net opset omdat pa nie is nie. Prima, ons moet loop. Ek gaan laat wees. Kom baie lekker verjaar verder. Ja, bye, ma. Bye. Dankie dat julle gekom het en dankie vir die present. Die telefoon maak seker is pa. Gaan wonder nie. Ek gaan maar nie antwoord nie. Nee, jy's gaan antwoord. Jy sê vir jou pa ek is klaar wegwerk of so iets. Was die verrassing te groot vir ma? Mens kan maar so sê, ja. Ek het een keer 'n ou gesien wat so geskrik het op 'n surprise party het homself nat gemaak. Pa! Is dit oupa? Ja, dit was nie 'n sy party nie. Nooit. Ja, as ek reg onthou, dan was dit nie eers 'n surprise party. Hoekom het hy dan so groot geskrik? Toe hy die meisie sien wat sy blind date sou wees, toe is dit sy eie vrou. Pa sê hy verstaan as ma nie met hom wil praat nie. O, hy verstaan nie, hy verstaan. Hoekom sê jy nie vir my ek is klaar wegwerk toe nie? Maar weet ek kan nie vir pa jokkie nie eers betaal word nie. Nou, hoeveel? Ek het vir pa gesien ma staan ontstel om met hom te praat. Gaan maar nou nie die persente oopmaak nie.
Later, gee my net 'n kans. O ja, en pa sê ma moet asseblief vanaand bel. Hy sê dit kos te veel om van die hotel af te bel. Hy sal vroeg in sy kamer wees. Ek kan seker nie wag om terug te kom in sy kamer. Hy slaap. Ek vat hom gou kamer toe. Ag, hy raak nou so oulik, ek kan hom opvreet. Hy sê hy dan met dat die spoeg so spat. Niels, eet maar eers klaar, Jolanda. Niels sê, klink so kompressor as hy so suig. Ek is net bang, hy kry soke ongelukkig as hy aan hom die dammie so vast teen sy mondjie te suig. Ag, alle babas doen dit. Nog 'n stukkie koek. Nee, dankie, maak op 'n vreeslike diet. Het pa vir maar daai ruiker gestuur? Nee, Benny het. 'n Dag laat. Maar dis die gedagte wat tel. Is ma nog vies vir pa? Ja. Ai, ma. Vieser as wat julle dink. Ai, ma. Ek het gisteroggend sy hotelkamer gebel. Maar dis nie vir die kinders so oor bedoel. Jy moenie eers met ou boet daaroor praat nie. Nee, ek sal mos niks sê nie, ma. 'n Vroumens het geantwoord. Ai, ma, 'n vrou? Sharon. Sharon wie? Sy wou nie sê nie. Sharon, sy wou nie sê nie. Verskoonnaar. Is vreeslik en nou wat gaan maar nou doen? Ek weet nie, ek het die hele nag wakker gelê. Ag, maar ek moet jou nie opsaam met al my probleme. Nee, ons moet die ding uitpraat. Dis vreeslik. Ek het nie soets van pa verwag nie. Mans. Jy dink jy ken jou man en dan gebeur daar so iets. Maar is maar seker. Natuurlik is ek seker ek het self met die vroumies die Sharon ding gepraat. Chickie klein flerry. Toe sy hoor wie dit is wat praat, toe sy die foon in my oor neer. Hi, ma. Hallo. Die safety rep nog nie terug nie. Die pad is seker besig, pa, dis Vrydag. Ja, miskien slaap hy oor. Dan wag. Maggie, wat is dit wat jou so bodder? Hy het gaan verder leer. Hoe bly jy so kwaad vir hom? Ag, ek is jammer, pa. Pa, 'n bietjie koffie hê. Ja, asseblief. Jy, Jolanda? Nee, dankie, ma, as pa is. Waar's Niels? Snoeker. Maar hy sal 6 uur hier wees, as hy weet wat goed is vir hom. Hallo. Waar's al die mense? Die lawaai is terug. Hallo Jorie. Hallo, pa. Hallo pa. Hallo Hendrik. Hallo Dol. Wat soen jy mense soos 'n bokser voor 'n groot geveg? Kom hier so man, birthday girl, ek het mos verlang na jou. Hendrik nie vir almal nie. Hallo pa. Hallo, pa. Hallo Wampie. Hallo Wes. So, is pa deur of het pa gedop? Ek is nou 'n gekwalifiseerde veiligheidsverteenwoordiger. Ons kry volgende week ons sertifikaat. Dis net ou Swannie wat gedop het. Seker om hy te veel gedop het. Toe ons terugry en ons klim in die busie toe gaan sit, hy daar langs so vermeel en toe sê hy vir hom, luister, waar was ons en wat het ons gedoen? My vrou sou wil weet. Die vrou is altyd die laaste een om te weet. Het pa toe by Fanny's Kitchen gaan eet? Nee, daar was nie tyd nie, ons het in die hotel geëet. En jy bel my ook nie terug. Ek het gebel, maar jy was nie beskikbaar nie. Ja, hulle het ons so besig gehou met daai kursus. Want daai eksamen was nie maklik nie. Hoe was die surprise birthday? 'n Surprise. Ek wil julle vertel wat daar in die hotel gebeur het. Was daai eerste môre gewees. Ek en Vermeulen is op pad na die eetsaal toe en toe ons so aankom na die lift toe. Toe bars een van die kamers se deure oop en 'n vroumens gooi 'n ou daar uit met klere en al. Wat? Hoekom? Ja, ek weet nie, maar hy het net sy pyjama baadjie en sy sokkies aangehad. En sy gooi sy klere en alles met sy tas en al daar uit en sy skree vol. En sy self het maar net 'n eina naitjie aangehad. Motelmoles. Nee, erger.
Want almal storm uit hulle kamers uit om te kom kyk wat se lawaai dit is. En hierdie vroumens skree vir hom, "Out you pig!" en nog 'n paar ander lelike goed op. Sy skree en hy protesteer. "Sorry, it's a mistake, please. I promise you, Sharon," jy weet, pas sy wil nie luister nie. "That was your wife on the phone," sê sy, "out you pig." En met die gooi sy sy hele tas met klere en al daar by die trap af. Sharon. Ja, dit was haar naam gewees. Ek onthou nog goed, want hierdie ouer het aan mekaar gekerm. "Sorry, Sharon, it's a mistake," en daar gat hy die trap af. Hendrik, in watter kamer was jy? 414. 414. Nie 414 nie. Nee, as ek nou reg onthou, dan was hierdie twee wat so lawaai gemaak het in 440. Ai, man. Hendrik, ek het 'n verskriklike fout gemaak. Ek het jou gebel by die hotel. En toe antwoord 'n vrou en toe sê ek vir haar, "Wat soek jy in my man se kamer en vat jou goed in trap?" Sy het nie dalk haar naam ook gesê. Sharon? En dis hoekom jy my toe nie teruggebel het. Wonder jy was so bevoeterd nie. Hendrik, ons kon skaars huishou met jou vrou. Ek is jammer, pa. Dit moet jy vir Sharon sê. Maggie, wanneer eet ons? Ek gaan opskep. Hey, wag so 'n bietjie. Dis ook maar goed ek was hierdie, want lyk my ek was die hele tyd in die dogbox. Dis maar goed jy was by daai kursus. Jy vertrou my nie juis hier, hè? Nee, nie juis nie. Lyk ek nou vir jou soos 'n vroueverneker? So bietjie. Wag, ek moet gaan opskep. Jolanda, bel tog asseblief vir ou Boeta by die snoeker. Dit is al amper 6:30. Die nommer van die klub is daar in die boekie. Ja, miskien moet ek maar. Ag, ek is jammer, ou Hans. Nee, Dis regtig jammer. Vreet hom uit, Jolly. Hallo, is dit die klub? Die snoekerkamer asseblief. Dankie. Hallo, is dit die snoekerkamer? Oh nou, maar wat maak jy daar? Ek tog is net vir mans. O, is dit? Wel is Niels van Tonner daar. Wat bedoel jy, Karnolsie? Jy kan met hom praat asseblief. Gaan sy konsentrasie breek, ek gaan sy nek breek, roep hom. Niels, dis 6:30 en ons wag. Ja, as jy weet wat goed is vir jou. Ja, nou! Hy is op pad. Ja, elke ouetjie het sy vroukie. Of anders gestel, elke huis het sy eie dogbox. Ek is trots op jou, Hendrik. Baie geluk. Dankie. Ja, ek het hard gewerk hiervoor. Ek wil daar in die munt in die muur gaan sit, laat al die pelukas kan sien, ek is nou 'n safety rep. Teen watter muur onder in die myn gaan jy dit ophang? Ja, dit sou nogal moeilik wees. Nee, my sitkamer nie. Dit pas nie by my ander goed nie. Nou, waar moet ek hom dan opsit? Wil jy regtig weet? In die gang. Of in die garage. Sal hy hier lek? Ja, man, enige plek is jou huis. Gaat hom net daar opsit. Net nie weer met 'n hamer en spyker in die muurkap nie. Jy ken nie die huis se pleister, moer liewerste. Ja, ek weet pa. Byt so, plak my nou. Ek kom nou daarvan as 'n mens jou goed vir ander mense uitleer. As ou Spike nou hier was, had ek hom 'n klap gegee.
Dit gebeur wanneer 'n safety rep meer worry oor 'n sertifikaat as oor die veiligheid. As dit. Hallo, Spike, ek het so 'n paar oomblikke net aan jou gedink. Kom in. Nee man, Hendrik, jy kan nie 'n ou klap wat so lyk nie. Nou oom, Nee, niks. Wat het met jou gebeur? ek het 'n ongeluk gehad, oom. Waar by die werk? Ag nee man, nou so ons ongeluksvrye man hier en sy dinge so. Ja man, by die huis op die dak, ek het die dak geverf. Afgeval. Nee, jy's nie, oom. Ek het 'n tou gehad wat ek oor die dak gegooi en geanker het aan die ander kant. Ek het die tou met hierdie hand vasgehou en met die roller het ek met hierdie hand so geverf. En toe kom die anker los. Nee, ek kan 'n tou knoop Waaraan het jy hom vasgeanker? aan my bakkie se touba. Nee. Ja, maar toe gaan my vrou winkels toe met die bakkie. Jy. En toe's jy soos 'n waterskeer agterna. Ja, met die roller trek ek net so 'n breed GT-streep reg oor my huis se dak. 'n Verfstreep is seker nie al streep wat nou daar sit nie. Jy kon dood gewees het. Sure, ek kon dood gewees, maar ek het kop gehou. Ek het gelos toe ek reg oor die tweeling se opblaas swembaadjie trek. En dit breek toe jou val. Ja, oom, die plastiek inkie breek toe my arm. Ja, dis nou wat hulle in veiligheidsterme sal sê, it was a minor accident or incident. Dis nou wat hulle in gewone terme sal sê, plain damn stupidheid. Kom ek teken of hier.
Đọc lại số mày. Cô 984 984 966 966 819 9 có lắm số này 984 này 966 này 8 không 966 966 81 9701 đúng không? Mã này. sáu tám 23 33 Cái này mẹ nó vừa bật tiếng tiền thôi mở đánh bật